Goeiemôre almal. Dis 'n voorreg om sommer vanoggend saam met julle rondom die woord van die Here te wees en ons is saam vandag in die tweede lydingsweek. Ons lees roosterteks is Genesis 12. Ons gaan die eerste 9 verse lees. Ek gaan vra dat julle daar waar julle sit sommer net stil raak en ons gaan sommer so rustig bietjie luister na musiek en jy kan daar waar jy is net jouself ondersoek. Lydingstyd is ook 'n tyd wat die Here ons op pad neem, op reis neem, pad van selfondersoek waar ons ook Jesus volg op die kruispad. Raak sommer net stil daar waar jy is en luister sommer net 'n kort oomblik na 'n rustige lied. Die roeping van Abraham. Die Here het vir Abraham gesê: gaan weg uit jou land, weg van jou familie en jou ouerhuis, na die land wat ek jou sal wys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwens sal ek vervloek. En deur jou sal al die groot families van die aarde geseënd wees. Abraham het gegaan, soos die Here vir hom gesê het, en Lot het saam met hom gegaan. Abraham was 75 jaar oud met sy vertrek uit Haran. Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot sy broerskind geneem, ook al die besittings wat hulle bekom het, en al die mense wat hulle in Haran verkry het. Hulle het vertrek om na die land Kanaan te gaan en het in die land Kanaan aangekom. Abraham het deur die land getrek tot by die plek Sichem, tot by die akkerboom van More. Die Kanaaniete was toe in die land. Die Here verskyn toe aan Abraham en sê: aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Hy het daarvandaan verder getrek na die heuwelland oos van Bethel en sy tente opgeslaan tussen Bethel aan die weste kant van Ai aan die ooste kant. Daar het hy vir die Here 'n altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham al verder getrek in die rigting van Negev. Tot sover. My tema vandag is ons nalatenskap. Baie van ons woon gedenkdienste by. Jy kan dit noem soos wat jy wil. Baie mense noem dit 'n viering van die lewe. Ander noem dit bloot 'n begrafnisdiens, ter aarde bestelling. En wanneer ons op hierdie plekke is, speel dit gewoonlik af op 2 plekke. Baie keer in 'n gebou, 'n kerk. Baie mense sien dit as 'n heilige plek. Hulle wil uit 'n kerk uit begrawe word. Of baie mense doen dit in 'n saal. Baie mense begin eers by een plek en dan na 'n ander plek. Eers asof die 2 dele verskil. Ek weet nie of julle dit ook al agtergekom het nie. Dan sal mense die lewe vier. By die een is daar sogenaamde vroomheid betrokke. Mens probeer die regte ding doen. Amper soos in die Katolieke tyd, mense moes nog hierdie siening, soos die Engelsman sou sê, van last rites, wat die priester kom doen het voordat iemand gesterf het. Maar daar's ietsie aan ons wat baie dink oor ons nalatenskap. En 'n roete daarheen is of deur die kerk
En na die tyd is daar 'n feesviering, baie by mense se huis, waar mense dan lekker saam kuier en lag en gesels oor die ou dae. Deesdae vermeng die mense die twee goed. Maar ek het gewonder, as jy jou hele lewe tot op nou sou dink en jy so 'n bietjie wou skryf wat jy vir mense sou wil nalaat. Wat is jou erfporsie vir ander mense? Jy weet, vir mense wat naby aan jou is. Baie keer is dit ook nie mense naby aan jou. Baie mense gee van hulle goed weg vir kerke, vir instansies, vir minder bevoorregtes. Maar wat sê jy vir mense wil nalaat, nie? Wat is jou nalatenskap? Ek dink dit kan baie wyeer wees as wat ek vandag aan aandag gee, maar tog dink ek dit lê op twee breë vlakke. En die een vlak is wat ons besit en het, en die ander vlak is wie ons is. Wat ons vir ander mense nalaat oor ons wese, oor ons bestaan, oor ons omgang met hulle. Hierdie gedagte kan 'n mens soms kriewelrig maak, nie? Want soos wat die prent daar aandui, sou 'n mens dalk sekerlik 'n paar goed wou uitvee of wegvee. Of in die ou tyd, soos wat ons sê, as jy 'n eksamenvraestel geskryf het, dit wil Tipp-Ex, uit Tipp-Ex, nee. Dalk sekere gebeure, dalk iets wat jy wil hê jou naasbestaandes van jou en van my moet vergeet. Baie van ons is dalk tevrede. Ons het ons bes gedoen, ons het goed gedoen. Dit is altyd gekoppel aan wat ons dink wat mense wil hê, nie? Of hoe mense na ander mense kyk, of ander mense opsom. In die begin was dit tog so, dat mense nog altyd 'n naam wou maak. Mense wou naam maak. Mense wou geken wees. Die oersonde, kom ons noem dit in die paradys, die boom van kennis van goed en kwaad, en die hele Genesis 1 tot 11, voor hierdie gedeelte afspeel, gaan eintlik daaroor vir die mens wat in 'n sin soos God wou wees. Soos, weet, om geken te word, om uit te styg, om 'n goeie naam te hê, om 'n naam te dra. Dink nou maar vroeër in Genesis, Kain en Abel, die een het die ander een se nalatenskap gesteel, gevat, voorgegee hy is die ander. Ek en jy het al baie van sulke stories gehoor van mense, vriende, familie waar mense baie woedend vir mekaar is oor hierdie saak van nalatenskap, nie. Grond was byvoorbeeld baie gewild ook in hierdie tyd. En die mense wou heeltyd vir hulle self meer kry, meer grond te hê. Die verhaal in Genesis 11 wat dit vooraf gaan, is die verhaal van die toring van Babel. Genesis 11 vers 4 sê ook dan baie duidelik dat hulle hierdie toring sal bou of wil bou tot so hoog as in die hemel, om vir hulle 'n naam te maak. En wat het dit vir hulle gebring? Die Hebreëus vir Babel en die Hebreëus vir verwarring lê baie naby aan mekaar. Seker van daar die idioom is 'n Babelse verwarring. Het jy al gesien as mense almal wil naam maak? Maatskappye, in kerke, in families. Het jy al gesien as die alfas teenoor mekaar wil opstaan, die sogenaamde alfas, in vertrekke? Het jy al gesien as mense wil naam maak? Wat 'n verwarring is daar? Wat 'n chaos ontstaan daar in die lewe. So die mensdom was verward.
en verstrooid in hierdie soeke om 'n naam te maak, om 'n nalatenskap na te laat, om hulle naam so te laat geld dat ander hulle sou ken. En dis in hierdie gedeelte waar God dan inkom en praat. Dat hy praat. Hy tree in hierdie spasie in. Hy praat met Abraham. God het gesê. Ek wonder hierdie spreuke van God wat ons hoor. As mens nou moet sê, God het gesê. Wat het God vir ons gesê? Wat sê God nog vir ons vandag? Wat sê die Bybel en die omgang met die Bybel vandag ook vir my en vir jou? God het ingetree, nê? Ingetree in die verwarring. In die tyd waar mense voortploeter in hulle soeke na namaak, mekaar verwoes, mekaar nie verstaan nie, leef verby mekaar. Ons kan baie ander name daaraan gee, ons eie geskiedenis, my en jou geskiedenis, dinge wat dalk verkeerd geloop het in ons lewe. En hier kom praat God met Abraham en hy kom gee hy kom gee hoop. Hy kom gee hoop, hy praat. Dit is amper soos 'n nuwe lewe wat ontstaan na die verhouding wat gebreek het, nee, amper van die ou lewe na 'n nuwe lewe. Skepping en herskepping. Genesis 1 tot 11 is mos hierdie gedeelte van God wat geskep is en die mens wat heeltyd wil namaak, wil God speel. Dis mos 'n verhaal wat vandag in my en jou lewe ook nog heeltyd afspeel. Ons kan Genesis 1 tot 11 lees soos ons wil, maar daardie verhaal moet in die breë tog sekerlik ook verstaan word as ek en jy is maar soos Adam en Eva. En ek en jy is ook maar soos die mense van Babel wat in die lewe altyd wil namaak. En dan roep God en praat met Abraham, maar ook met ons. En die eerste ding wat hy dan sê is trek. Mens sal altyd dink dat God vir ons 'n klomp goed sal gee om ons nou te vergesel op hierdie, kom ons noem dit weer swerwerstog, pelgrimstog, dinge wat vir ons baie kan help op hierdie pad, dat God vir ons sê, ek gaan by jou wees wat so is, maar hy sê eintlik ons moet van 'n paar goed afstand doen nie. Hy sê vir Abraham, hy moet 'n klomp goed los. Hy moet op 'n manier gestroop wees, nee, hy moet op 'n manier gestroop word van 'n paar goed en dan trek. Amper as God praat, dit is mos die ding van geloof wat vir ons moeilik is ons bou name en plekke en vestig in dorpe en stede, maar is vir ons moeilik om nie ons eie naam daaraan te koppel nie. Om nie te sê dis ons nie, en ook deur ons goeie toedoen, ons harde werk. Jy weet, op 'n manier verdien ons dit wat ons het en dit wat ons is. En so kom tree God in Abraham se lewe in en dit wil vir my lyk, wanneer God kom praat, en veral in die lydingstyd, begin dit altyd met 'n stropingsproses nie. Soms 'n stropingsproses van onsself. Daniel Louw het 'n mooi ding gesê dat God dink ek en jy is cool nie. Hy's lief vir ons. Maar dit sluit ook in dat daar van ons kant af 'n ervaring is dat wanneer ons Jesus volg op hierdie lydingspad, is die hele Bybel van begin tot einde, dat ons dalk waarde heg aan sekere goed wat ons dink belangrik is in die lewe wat dalk nie so belangrik is nie. Dalk goed soos ons besittings, ons geld, wie ons is, ons goeie naam, om altyd geken te word.
Dis dalk dit kan dalk wonderlik gebruik word in die koninkryk as hierdie waardes saamgaan met die waardes wat Jesus vir sy disippels ook gesê het toe hy gesê het, maar hulle moet ook los, nee, hulle moes hulle families agterlos, maar in dit bedoel hy eintlik sake wat so na aan die hart vir ons raak, dat ons dink dis deel van ons naam, 'n deel van ons roeping. So God se stem, dat God praat, sluit nie net 'n dooie stem in die woestyn, wat ons net wil stroop van 'n paar goed nie, dit bemagtig ons ook nie. Dit gee vir ons 'n ander naam. En wanneer ek en jy so voortploeter in die lewe en bewegend agter Jesus aangaan, as ons mooi na Abraham se lewe gaan kyk, is dit werklik so dat 'n mens kan dink, maar hierdie is net te goed om waar te wees. Wie los nou bloot 'n klomp sake en gaan blindelings in 'n rigting in? Noem dit dan 'n oop einde, nê? Want dit is wat geloof is, om God te vertrou vir jou lewe met 'n oop einde. Die hele Bybel is vol daarvan, hierdie bestaan wat Abraham, hy het hierso op 2-3 plekke gaan stop, jy kan dit nou gaan lees, en die hele tyd sy tent opgeslaan, van die een na die ander. Die Nuwe Testament maak ook 'n baie duidelike punt daarvan, dat ek en jy ook soms op hierdie tente bestaan aangewoond moet raak. Dis mos hoe ons voel nie. Maar om gestroop te wees van die goed wat vir ons vastigheid gee, is nie noodwendig sleg nie. Want kom ons wees nou eerlik, alles wat ons het en alles wat ons besit en alles wat ek en jy dink 'n goeie naam is, verdwyn soos mis voor die son soms. Dis net 'n oomblik. Dis net 'n oomblik van swakheid, nê? Dink aan Abraham toe hy gejok het vorentoe op die pad in Egipte. Dink aan jou eie lewe, nê? Ons is bewegende swerwers eerder as staande. Bewegende swerwers eerder as staande. In hierdie proses wat ons baie keer dink ons is staan, sê die Bybel ook, hy wat meen dat hy staan moet pas op dat hy nie val nie. My pa het altyd hierdie sê ding gehad. Onthou in 'n moeilike tyd in sy lewe het ek en hy gesels en hy het vir my hierdie een ding gesê. Hy het altyd vir my half in humor dit ook vertel. Ook eenslag op sy siekbed het hy gesê, papi kruip, maar papi kom. En dit het nogal vir my baie na aan die hart gelê. Hy het altyd gelag as hy dit sê, bedoelende. Wanneer ons in hierdie lewe is, gaan ek en jy ook soos Abraham, hier trek in 'n rigting in, 'n oop einde, weet eintlik nie, met 'n klomp goed, die bekende soms agterlaat. Maar daar kom tye wat die lewe vir my en vir jou kan platslaan. En wat jy dalk voel jy val. Maar dit is wat God dan vir ons gee, nie. God gee vir ons 'n belofte. In daardie tyd het hy vir Abraham beloof dit wat werklik belangrik is. Hy het vir hom gesê hy gee vir hom voorspoed, hy gee vir hom 'n land. Hy gee vir hom 'n naam, nie. So heeltyd hierdie inisiatief van die verbond kom van God af. So die verbond het hierdie twee goed, God wat roep en Abraham wat gehoorsaam. Maar die gehoorsaamheid spruit uit God se roep, uit God se inisiatief. Maar die feit dat ek en jy kan voortgaan, berus op God se beloftes nie. Op die feit dat dit is wat God se nalatenskap vir Abraham is. Dis 'n belofte van God nie. Hy gee vir hom en hy sê vir hom, ek gee vir jou 'n ander naam nie. Dis nie die naam wat jy jou eie naam groot maak nie. Dis wat jy ook al doen, waar jy ook al gaan die mense jou ken, want deur jou naam en deur my en jou naam gaan mense vir my en vir jou ontmoet as geseëndes deur God. En wanneer ons dit ervaar,
Want hy sê, ek gaan jou seën. Hy gee eintlik 'n belofte vir hom waar amper in 'n onmoontlike situasie, 'n baie hoë ouderdom, dat sy naam sal voortgaan. Hy het Abraham en Sarai wat sal kinders hê. Hy gee ook vir hulle, ek gaan vir jou 'n land gee, wat vir hulle baie belangrik was. Hy gee vir hulle 'n tuiste. Net soos wat die Nuwe Testament sê in die bergrede, dat die Here sê dat hy sorg vir ons. Julle is meer werd as mossies. En dit is die beloftes wat God vir my en vir jou nalat. Maar dan kom hierdie roeping en dit kry 'n heel ander draai, nê. Dit kry 'n draai, hierdie beloftes, dat die belofte uitgebrei word na waar dit begin by 'n persoon, nê. Sprei dit uit na al die nasies. Mooi wat gebeur in die lewe. God roep Abraham, so 'n persoon. En in daai daad sluit hy, is die belofte, ek sluit al die nasies in. Ek noem dit sommer die universele genade, die algemene groot genade van God. Wat is dit waardeur God ons seën? Hierdie ding dat die lewe sin kry vir my en vir jou, dat ek en jy ingesluit is by God se liefde en sy genade deur Jesus Christus. So wanneer mense my en jou ontmoet en hulle ons sien en met ons in 'n ontmoeting kom, ontvang hulle iets van ons wat ons in ons saam dra. Iets wat God vir ons gee, iets wat in ons ingebed is, iets wat ons in ons beweging na buite toe doen. En hulle ontmoet dat hulle geseënd is, net deurdat hulle vir my en vir jou ontmoet. Weber het geskryf, a loving person lives in a loving world. A hostile person lives in a hostile world. You are your own mirror. Bedoelende, as ek en jy weet hoe geseënd ons is, en hoe lief God ons het, en hoe lief Jesus Christus ons het, deur ons in te sluit by hierdie seëninge na almal, elke mens wat op ons lewenspad kom, sien God as ingesluit by hierdie seëninge van hom, dan verander ons hele lewe nie. En dan begin ek en jy, soos wat die lewe aangaan, ons opstaan en val lewe, nê, ons bewegende lewe. Dan begin ons baie keer ook besef, wat is die goed in my eie lewe wat ek soms moet agterlaat? Dalk sit my vooropgestelde idees teenoor mense wat anders lyk, ryk en leef as ek nie. Dalk is dit my opvleendheid, soms my ongeduld. Dalk in die verkeer hier in Stellenbosch nie, waar mense voor jou indruk en injaag. Maar dit kan bloot iets kleins wees nie. Dalk moet jy gestroop word van jou naam wat jy so graag wil bou, jou nalatenskap. Alles wat jy dink so belangrik is. Ek wil afsluit met 2 pelgrims en daardeur wil ek maar net 'n klein deel van hierdie boodskap saamvat, van pelgrims wat so by 'n heilige wou aangaan en gaan hoor, wat is die resep vir die lewe nie. En hulle het so by hom aangekom, hulle is mense wat reis, hulle reis die hele wêreld vol, hulle wil nie geheg wees aan een plek nie. Daar's mense wat hierdie Abraham roeping werklik letterlik uitgeleef het. Julle kan dit gaan naslaan. Hierdie pelgrims bestaan. Hulle glo hulle gaan so van plek tot plek. Daar's ook sendelinge wat so leef, van plek tot plek. Nooit 'n tuiste nie. Maar hulle kom toe by 'n heilige en hulle sê vir hom, toe hulle in sy huis kom, hulle kyk so rond, 'n klein huisie, maar hulle vra vir hom nou, waar is al jou goed? Waar is al jou meubels? En hy kyk so en hy sê, weet jy, dis al wat ek het.
Hy vra, nou waar is julle sin? Toe sê hy, nee, ons is pelgrims. Toe sê hy, ek ook. Ek en jy, ons hoef nie ons huise te verlaat nie. Ons hoef nie in kleiner huise te bly nie. Ons hoef nie minder oor veiligheid dalk ons huise te beveilig nie, ons moet dit doen. Maar ek en jy is pelgrims net soos Abraham. En God roep ons om in hierdie wêreld met ander mense so om te gaan, dat ongeag van wie ons is, wat se naam ons het, dat die naam bo alle name die eintlike naam is wat aan my en jou toegeken is. Jesus Christus se familie wat voortgesit is, deel van die verbondsvolk nie. En dis die nalatenskap van God se belofte wat ek en jy mee kan leef en kan voortleef. Jy en ek het 'n wonderlike nalatenskap. Leef daaruit. Amen. Ons raak so 'n paar oomblikke stil. Ek gee geleentheid vir stil gebed, dan sal ek vir ons afsluit. Here Jesus, dankie dat U ons seën om verander tot seën te wees vir almal. Here, help ons om soos wat ons beweeg, soos wat ons soms val, ook te leef uit die oorvloed van U genade en dit ook te deel. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen.
Maart se B-aksie tema is mense met gestremdhede en spesiale behoeftes. Daarom samel ons gedurende Maart toiletware, beddegoed, handdoeke en grootmensdoeke in vir Huis Horison. Die deuroffer sluit aan by die tema en gaan aan Jan Kriel Instituut, Huis Horison, Innovation for the Blind, Alta de Tooi Nasorg en Parel Skool. Sonderbriekers, maak julle gereed vir 'n heerlike oggend op donderdag 19 Maart. Of laat weer die kerkkantoor teen maandag 9 Maart of julle saamkom. Dit kos R50 per persoon vir lidmate en R100 as jy gaste saambring. Ingesluit by die prys is toegang, 'n begeleide toer van die geskiedkundige geboue en tuine, ongeveer 1,5 km se stap en iets om aan te knibbel. Christus is die Heer, daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur.